Ek staan vandag hier op 'n Pebble Beach aan die suidkus van die Isle of Wight. Net so onderkant Brittanje en voor my lê honderde duisende klippe, groot klippe, klein klippe, grouwe klippe, gladde klippe. En wat my opval is hoe die water oor hierdie klippe oor die tyd gevorm het. Die groter klippe hoor teen die waterlyn is op grouwer en meer ongevorm, maar die klippe wat heeltyd in die water lê, waaroor die see aanhoudend spoel en uitspoel en terugtrek, hulle is ronder, gladder, fyner, amper mooier. En dit is opmerklik, wanneer die klippe droog lê, lyk hulle dan ook amper vaal. Maar sodra die water oor hulle kom, breek hulle ware kleure deur. Skielik sien jy die rooi, die groen, die geel, goud, die bruin en natuurlik ook die swart, die grys en die wit. Kleure wat jy nie eens geweet het daar is nie. En dit het my laat dink, so werk God ook met jou en my. Johannes 7 vers 37 roep Jesus uit, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, stromende lewende water sal uit sy binneste vloei. En Johannes verduidelik dat Jesus hier van die Gees praat. God is die lewende water wat ons nodig het. En wanneer sy woord oor ons spoel, wanneer sy Gees oor ons werk, gebeur daar iets met ons. Ons word nie net verfris nie, ons kleure kom uit en ons word vernuwe. Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dit is wat God se woord doen. Dit spoel oor ons denke, oor ons vrese, oor ons ou patrone, oor ons seer, ons hartseer en ons hartheid. En stadig maar seker vorm hy ons. En kom ons wees eerlik, soms voel dit nie soos vernuwing. Soms voel dit of ons gespoel word, gerol word, gestamp word, gestuur word deur die golwe van die lewe. En dan kyk 'n mens na die ander se lewens. Dit lyk soms so droog, so warm daar bo op die strand, minder golwe, minder druk en minder geskuur. Maar geloof herinner ons, om in die water te wees, is nie straf nie. Dit is genade. Want God is besig om ons te hervorm. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word al meer verander om in die beeld van Christus gelyk te word. Elke golf, elke oomblik in sy woord, elke keer wat hy ons terugroep na hom toe, elke keer wat sy Gees ons vashou, ons versterk, ons vertroos en verander, is deel van God se vormingsding. So moenie bang wees vir die water nie. Bly naby Christus, bly in sy woord, want in sy water word ons ware kleur sigbaar. En deur sy Gees word ons gevorm om al meer soos Christus te lyk. Here God, dankie dat u die lewende water is wat ons nodig het. Dankie vir u woord wat oor ons spoel, ons denke vernuwe en ons lewe vorm. Kom werk deur u Heilige Gees voortdurend in ons. Vorm ons, versterk ons en maak ons al meer gelyk aan die beeld van Christus Jesus. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met my ingeskakel het en hierso reis en reflekteer op ons reis deur die lewe. Mag jy werklik waar die kleure in jou lewe raak sien ten spyte van die golwe. En mag jy weet God is saam met jou en gaan deel hierdie boodskap met elkeen wat jy kan sien en weet dit nodig het. Tot volgende keer. Totsiens.